Baie dankie julle. Dit is poppekastyd, so al die jonges en hardhoorendes kan nader skuif, sodat ons maatjie kan roep wat by ons kuier vanoggend. Dis hy. Hier kom 'n hele spul. Is julle reg om te roep? Nie reg nie. O, jette. Hallo. Hiersoos ons. Okay, gaan jy daar sit of gaan jy by my staan? Okay, jy kan by my staan. Is als reg. Alright, is julle reg om te roep? Party lyk 'n bietjie aan die slaap vanmôre. Ek hoop nie ons maatjies ook aan die slaap nie. Okay, ek gaan tel tot by 3. Dan roep ons Mimi Mia Smit van die Liesenaam. Okay, is julle reg? 1 2 3. Mimi Mia Smit van die Liesenaam. Ja. Hallo. Mimi, Hoi. is jy hier? Ja. Nou, gaan jy uitkom of wat? Seker. Moet ek? Jy moet uitkom. Slaap jy of wat maak jy? Ek kom. Jette, ek hoop jy's Mimi. Sjoe. Jy lyk of jy 'n rowwe aand gehad het. Ja. Wat dink julle is fout met Mimi? Hallo maatjies. Mimi, baie welkom by ons vanoggend. Dit is Poppekas, hier's 'n klomp maatjies wat baie graag wil hoor wat jy sê. Maar jy lyk vir my 'n bietjie aan die slaap. Is jy wakker? Wat maak jy? Hoe sê jy? Ek praat gou met hierdie maatjie. Hallo maatjie. Okay, Mimi, jy moet konsentreer nou, né? Luister gou mooi. Ons gaan by jou hoor, né? Jou naweek, né? Kan jy vir ons 'n bietjie vertel? Sê gou vir my, was jy op die plaas gewees hierdie naweek? Het julle al ooit gehoor, as 'n mens vir iemand 'n vraag vra, wat doen hulle gewoonlik? Wat moet hulle doen? Antwoord, né? As ek vir jou vra, wat is jou naam? En wat is jou naam? Johanay, ja. O my jette, ek weet nie van sulke gevaarlike goed. Mimi, luister gou, jy moet gou fokus hier. Ek het vir jou 'n vraag gevra. So die maatjie sê jy moet antwoord as ek vir jou vra. Wat Okay. is die vraag? Tel gou tot by 3. 1, skiep 'n paar 3. Okay. Nou, ons gaan nou weer vir jou vra, was jy die naweek op die plaas gewees by oupa? Ja. Dankie tog, ons het 'n antwoord gekry. Okay. Nou terwyl jy nou wakker is, ons wil gou-gou by jou weet, wat se lekker kos het ouma gemaak, want jy het in die kombuis lekker gewerk. Ja, dis kos. Oei, nee. Ek dink ons gaan veel uit Mimi uitkry vandag nie. Sy klink vir my verskriklik aan die slaap. Nee. Okay, Mimi, jy moet terugklim in die bed. Weet julle wat sê die Bybel? Nee, en ek wil nou jy moet baie mooi hoor, Mimi, nee. Okay, ek luister. Fokus vir 5 sekondes. Okay. Baie belangrik dat die Bybel sê ons moet wakker wees, nê? Hoekom dink julle sê hulle dit? Wat beteken dit om wakker te wees? Wie van julle slaap? Lyk my julle almal slaap ook. Yes. As jy nie slaap nie, yes, met ander woorde jou oë is oop, jou ore is oop. Jy hoor en jy sien, jy sit regop. Ek sien julle sit sommer lekker regop, nê? En jy gee aandag, nê? En as iemand vir jou vraag vra dan Gee aandag aan die mens wat die vraag vra. ja, en jy antwoord. Ja. Dit ook. Ja. Dit is wat 'n mens gewoonlik doen. So om so deur ja, wat wil jy sê Stefan? As die Bybel ook ek het al teruggekyk oor julle moet help nie, maar julle kan nog steeds julle help dis
kan jy aan, maar dan moet jou mama en papa, dan moet jy mama en papa by die tablet kyk vir Earth Rangers. Okay, daai is 'n storie vir 'n ander dag. Ons sal hom onthou, nê? Maar ek is uit 'n job uit. So volgende week is jy aan diens, Stefan. Jy kan so lank voorberei vir daai storie. Dit was 'n lang storie. Dankie Stefan. Ja, nou is jy wakker. Ja. Okay, is jy wakker? Stefan Alright. het So, 'n goeie storie vanoggend se boodskap baie belangrik. As ons moet wakker wees, ons moet aandag gee. Ons moet nie aan die slaap wees nie, want soos Mimi is baie flou, nê? Julle lyk vir my lekker wakker vanoggend. Ek sien niemand wat slaap en op sy arms lê en nie kan hoor nie en aandag gee. As ek vir jou 'n vraag vra, dan moet jy kan antwoord. Sy het nou so gemaak, sy moet wakker wees. Die Here sê ons moet wakker wees, nê? Rondom ons kyk, ons oë en ons ore oopmaak. Sal jy dit onthou, Mimi? Ek dink jy moet 'n klein slaapie gaan vat en Ja. dan kom jy volgende keer wakker kerk toe. Ja, Hoor ek jy? dink as die maatjies vinnig hardloop agtertoe vir Sondagskool, dan sal ek wakker word. Okay, dis reg. Nou toe. Is daar een van julle wat vir ons wil bid? Okay, kom bid jy. Dis reg. Stefan, jy kan oogies toe hou. Dis reg. Wil jy ook 'n oogie toe hou? Okay, gee net gou daar vir hom ook 'n oog. Dis hy, baie dankie. Okay, maak gou julle oë toe, maar julle moet nou nie slaap nie, nê? As julle julle oë toe maak, moet julle nou wakker wees en mooi luister wat ons bid. Louise, dankie vir 'n lekker dag. Amen. Amen. Gelukkig was dit nie 'n lang een nie, so niemand het geslaap nie. Dis hoekom ons nie lank bid nie. Okay, julle kan agter toe gaan speel die graad 1 tot 6. Julle is baie welkom om saam met Wilmarie en Tannie Melanie te gaan. Bye maatjies. Bye Mimi. Asai, nou is ons reg. Ons is besig om nog steeds deur die boek van Markus amper klaar met die evangelie van Markus. Ons het aan die begin van Markus begin kyk na 'n klomp teksgedeeltes en ons trek nou al hier by Markus 13 rond. So die van julle wat julle Bybels hier het, kan dit oopmaak by Markus 13. Ons gaan dit met mekaar saam lees vanmôre. So ons is amper aan die einde van Markus. Verlede week het ons Jesus wat op pad is na Jerusalem, wat op 'n donkie gekom het en wat die tempel gereinig het, die vyeboom vervloek het, wat net vir ons 'n aanduiding is dat hy gekom het met autoriteit en met gesag en dat hy sekere dinge kom doen het. Nou, vandag gaan ons kyk na 'n baie belangrike gesprek wat Jesus het en dit is 'n gesprek wat op die Olyfberg plaasgevind het. Nou baie praat van hierdie as die rede van die Olyfberg. So julle sal sien dat hy 'n klomp profetiese redes daar gee en dit is dan die langste profetiese toespraak eintlik in die Nuwe Testament. En Jesus se laaste toespraak wat hy gee voordat hy gekruisig is. So dis nogals belangrike woorde wat hy hier gee en hy tree hier baie as 'n profeet op. Nou, ons weet in die Ou Testament was daar 'n klomp profete wat voorspellings gemaak het van dinge wat gaan gebeur. Ons weet dat daar priesters was, ons weet dat daar konings was in die Ou Testament, maar Jesus net weer 'n herinnering. Markus probeer vir ons reg deur die boek vertel wie Jesus regtig is en dat hy koning, priester en profeet is. Dat hy al drie hierdie rolle perfek vervul. En dat dit nie net so hier en daar 'n stukkie is soos wat ons in die Ou Testament gesien het nie, maar dat hy gekom het om al drie hierdie rolle dan te vervul. So ons sien veral dat hy as 'n profeet optree wanneer hy dan hierdie profetiese uitspraak gaan maak. Nou voordat ons hierdie gedeelte met mekaar saam lees, dis 'n lang hoofstuk, maar ek wil nie 'n stukkie uithaal nie, so ek gaan dalk so hier en daar deur dit spring. Wil ek hê dat jy aan die volgende goeters moet dink. Wat kom in jou gedagtes op wanneer ons dit met mekaar saam lees? Is dit tyd? Is dit vrees? Is dit twyfel? Is dit ongeloof? Of dalk enigiets anderste wat by jou opkom wanneer jy hierdie gedeelte lees? Dit is 'n moeilike en is 'n swaar gedeelte. Toe ons verlede jaar aan die begin van die jaar met Openbaring begin het, het ons veral gekyk ook na die eindtye en al daardie profetiese redes wat daar rondom gegee word en hierdie sluit baie daarbey aan.
So, wat kom in jou gedagtes op as jy hierdie hoor, as jy hierdie boodskap hoor? Is dit tyd, is dit ongeloof, is dit vrees, is dit twyfel? Dink bietjie daaraan terwyl ons dit dan met mekaar saam lees. So, as julle julle Bybels oop het by Markus 13, dan kan ons die oë sluit voordat ons dit met mekaar saam lees. Liewe Here, baie, baie dankie dat ons vanmôre uit u woord uit kan lees, hierdie woord wat gesag het, ook die skrif wat u gebruik het, wat Jesus gebruik het, wanneer hy die skrifgeleerders reg gehelp het, wanneer hy die mense geonderrig het, het hy ook die woord van God gebruik, en het hy vir ons kom wys wat dit beteken om hierdie woord elke dag uit te leef. Wanneer ons dan hierdie belangrike woorde van Jesus vanmôre lees, mag dit ook vir ons oopgaan, mag daar iets nuuts in ons lewe gebeur, mag ons dit nie net hoor en verder sluimer in slaap nie, maar mag ons regop sit en doen dit wat in die woord staan. Ons sê baie dankie dat u vanmôre ook hard en duidelik met elkeen van ons kom praat, dat u ons kom afstof, dat u ons kom skoonmaak, dat u ons kom reinig, sodat ons as nuwe mense hier sal uitstap. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit u genade. Amen. Markus 13 vanaf vers 1. Die profetiese rede, die tempel sal afgebreek word. Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy disippels vir hom, Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue. Jesus sê vir hom, sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word. Jesus het toe op die Olyfberg gaan sit, reg oor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir hom, sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles voleindig gaan word? Jesus sê toe vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Daar sal baie onder my naam kom en sê, dit is ek, en hulle sal baie mense mislei. En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. En julle moet teen julle self op julle hoede wees. Mense sal julle aan die geregshowe oorlewer, in die sinagoges sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings sal julle oor my teregstaan. Dit sal 'n getuienis voor hulle wees, en die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie, maar julle moet praat soos dit op daardie oomblik aan julle gegee sal word, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. Die een broer sal die ander oorlewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Ja, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. En wanneer julle die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig sien staan op die plek waar hy nie moet wees nie, wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om iets in sy huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat dit nie in die winter moet gebeur nie. Want in daardie tyd sal daar so verdrukking wees, soos daar van die begin af vandat God die wêreld geskep het tot nou toe, nog nie was nie en ook nie sal wees nie. En as dit nie was dat die Here daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie. Maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy daardie tyd ingekort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen, om as dit moontlik was, die uitverkorenes te mislei. Julle moet daarop op julle hoede wees. Ek het alles vir julle vooruit gesê. Maar in daardie tyd, na daardie verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die mense die seun van die mens in die wolke sien kom, met groot krag en majesteit. En dan sal hy die engele uitstuur, om sy uitverkorenes bymekaar te bring,
uit die 4 windstreke, van die een kant van die aarde af tot by die ander kant. Leer dit van die vyeboom as voorbeeld. Nou hierdie is 'n ander vyeboom, nie die een wat ons verlede week gedoen het nie. Hierdie is net 'n voorbeeld wat die Here weer eens gee. Wanneer sy takke sal sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggegaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie, in die aand of middernag, of met hanekraai, of die môre vroeg nie. Sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Okay, nou kan julle weet waar die poppestorie vandaan gekom het, om wakker te bly. Kom ons begin by die begin. Hier is 'n klomp goeters wat hier gebeur. Die eerste 2 verse, dankie Elna, ek kan hard praat, maar nie so hard nie. Hier gebeur 2 goeters. Eerstens voorspel Jesus iets wat in die onmiddellike tyd gaan gebeur van sy disippels vir wie hy hierdie storie ook vertel. Iets wat in hulle tyd gaan gebeur en dit is die verwoesting van Jerusalem self, van die tempel self. En dan verwys hy ook na dinge wat baie later gaan gebeur in die toekoms, waarvoor ons ook vandag hier wag. En ek dink wanneer ons al hierdie profetiese redes in die Bybel lees, moet ons besef dat die Here praat van dinge wat ons nou al moet doen, maar ook dinge wat nog gaan gebeur en wat ons nog gaan moet doen in die toekoms. Net soos wat jy op 'n vakansie gaan. Daar's sekere dinge wat jy nou al moet doen. Jy moet nou al jou paspoort regkry, jy moet nou al jou tas pak, jy moet nou al so lank die kar vol petrol gooi vir iets wat eers baie later gaan gebeur. En ons moet ook hierdie storie dan in daai lig lees, die profetiese rol wat hy gee. So, die eerste ding wat ons sien in Markus 13 vers 1 tot 2, hy voorspel die vernietiging van die Jerusalem tempel. En dan later ook die oordeelsdag wat gaan kom baie later daarna. Nou die tempel was in daai tyd ongelooflik indrukwekkend geweest. Dit was eintlik nie 'n tempel wat in Jerusalem wees nie, maar dit was eintlik 'n tempel met 'n dorpie Jerusalem. Want die tempel was die grootste bymekaar kom plek. En verlede week het ons ook gesien het Jesus wat die tempel kom reinig het. Die tempel het 'n politieke sentrum ook begin raak. Dit was nie net 'n plek waar genesing plaasgevind het, of waar stikkende mense heen kom nie, wat gebrokenheid aangevoer het nie, waar mense gebid het en gelofprysing het nie. Dit was 'n plek vir die politiek, ekonomiese plek, 'n plek waar besigheid gedoen is, 'n plek wat status, 'n plek waar die keiser tyd spandeer het, waar daar verkope plaasgevind het. So dit was baie meer gewees. En so 'n bietjie wegbeweeg van eintlik die indrukwekkende taak wat die tempel het, is om mense te red. Daar was eintlik nie meer plek vir stikkende mense, en vir genesing, en vir hartseer, en vir swaar kry nie. Dit het baie goed gegaan met die tempel in hierdie tyd. In hierdie tempel is wat die Here sê, afgebreek gaan word. Hierdie klippe gaan afgebreek word. Dit wat julle hier sien, want hy dien nie meer sy doel nie. Hy is nie meer besig waarmee hy veronderstel is om besig te wees nie. Laat ons bietjie dink aan Genesis 11 ook, die toring van Babel. Daar was niks fout met hierdie wonderlike plek van bymekaar kom nie, maar die mense het dit uit selfsugheid gedoen. En hulle het begin om God te speel in hulle lewe. Dit het nie meer die doel gedien wat dit moes doen nie. Elkeen was belangrik, was behep gewees met sy belangrikheid en met sy reputasie. In Daniël, in die Ou Testament sien ons, daar word voorspel dat die tempel, hierdie fisiese tempel, afgebreek gaan word. Ons lees tot van die geografiese ligging en al die dinge wat gaan gebeur. En dit het inderdaad dan in 70 na Christus gebeur, dat hierdie tempel wat so indrukwekkend was, dan op die ouend afgebreek was. En Jesus het hulle gewaarsku. In hierdie gedeelte daar, vers 14 tot 16, het hy ook gesê, vir die van julle wat hierdie storie hoor, vlug, kom nou al die weg. Kom uit hierdie rowersnes uit, dit wat hy verlede week die tempel ook genoem het.
vlug uit hierdie plek uit. Dis nie meer die plek van aanbidding nie, dis nie meer waar jy moet wees nie, gaan. So baie slegte, swaar goeders wat voorspel is, verskriklike nuus, die ondenkbare dat die tempel gaan afbreek, wat eintlik die mega en die sentrum van die hele stad Jerusalem was. Maar dit was ook 'n ongelooflike goeie tyd vir die kerk gewees en vir die evangelie. En dit besef ons nie altyd nie, wanneer daar swaar kry is, dit wat ons lees hier in die Bybel van verdrukking en verwoesting en al hierdie bad goed wat gebeur, is eintlik vir die kerk ongelooflike goeie tekens van dat Jesus se evangelie, dit wat hy kom sê, sy beloftes wat hy maak waar is, dat dit gaan gebeur, maar ook dis wanneer die kerk vorentoe beweeg, is in swaar tye. Want, al het die tempel afgebreek, het gelowiges inderdaad die tempel verlaat. Hierdie Sodom en Gomorra tipe tempel, die gelowiges het gevlug, hulle was gered gewees. Baie ongelowiges het tot bekering gekom in hierdie tyd, toe die tempel afgebreek is, want hulle het nou toegang gehad om eintlik die goeie nuus te hoor, wat hulle nie in die ou tempel gehoor het nie, maar in die nuwe tempel, die mense wat rondbeweeg het. Baie mense het tot geloof gekom. Die sakramentele wettiese manier waarop die tempel dinge gedoen het, is afgebreek, want Jesus het nou gekom as die nuwe tempel, die ware tempel, en mense het hom begin volg, eerder as wat hulle al die wette probeer nakom het. So 'n nuwe kerk, en die ware kerk, is gebore toe die ou tempel afgebreek is. Daai is goeie nuus. Dan praat Jesus bietjie in die ander volgende verse, praat hy oor 'n voorsmaakie wat hy vir ons gee van dinge wat later gaan gebeur. So hierdie tempel wat verwoes is, hierdie fisiese tempel, is vir ons 'n aanduiding van dinge wat nog moet gebeur. Hy waarsku hulle van vers 3 tot 21, daar gaan verdrukking kom, daar gaan oppositie wees, daar gaan mense wees wat ons probeer weglei van Jesus af. Want van die begin van die Bybel af is die fokus op Jesus. En hy het gekom om ons fokus en ons oog op hom te rig. Alles begin en eindig by hom. Ons lees dit in Kolossense 1, die hele Kolossense 1 kan jy eintlik gaan lees, maar vers 15 en 16 sê vir ons, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Alles gaan oor Jesus. En enigiets wat ons weglei van sy evangelie af, is besig om ons om die bos te lei, om ons fokus weg te vat. En dis waarteen Jesus dan hierdie disippels ook waarsku. Dit gaan gebeur. En ons sien dit vandag. Alle slegte goed wat hier rondom ons gebeur, is nie daar om ons noodwendig te verwoes nie, maar om ons te laat vergeet dat Jesus die fokus is. Want ons raak nou so verstrengel in al hierdie slegte goed wat gebeur, ons verloor hoop en ons vergeet dat Jesus vir ons die hoop gee hier, en dat hy sê dat hy die redding is. Vervolging, mense wat onontvanklik vir die evangelie gaan wees, wat nie gaan wil hoor nie. Iemand het geskryf, don't be fooled by all the earthbound secular voices that say that life will go on and on. Daar gaan slegte tye wees, dit gaan maar net so aangaan, daar gaan nie 'n einde kom nie. Daar's 'n einde. Ons lees dit in Kolossense, daar's 'n begin en 'n einde, en dis Jesus. Daar's 'n doel, daar's 'n plan. En hy kom sê dit vir ons weer hier. Daar is 'n plan wat hy gaan terugkom, en hy praat van sy wederkoms dan hier in Markus ook. It will not go on and on. All of life is moving toward him. So dink 'n bietjie aan die slegte goed wat rondom ons ook gebeur. Ons is besig om te beweeg na Jesus toe, en meer. Die eindtye wat hy voorspel hier in Markus ook, dit gebeur sodat Jesus kan kom. So vir ons as gelowiges moet dit 'n wonderlike riem onder die hart eintlik wees, en iets waaroor ons opgewonde is. Hy gaan weer kom, sê in Markus 24 tot 7, in vers 24 tot 27 wat ons met mekaar saam gelees het. Daai hele paragraaf sê vir ons dat die seun van die mens gaan kom om redding te bring. En dis waarna ons uitsien, dis die uiteinde. Dis hoekom al slegte goed moet gebeur en verkeerde goeders gaan gebeur, maar daar's 'n doel, daar's genade, daar's 'n geleentheid, daar's 'n uitkoms, daar's 'n antwoord. As ons teruggaan na die poppekas toe, ons dink aan hierdie klomp goed, dink 'n bietjie aan daai goed wat ek aan die begin gevra het. Wat gaan deur jou kop? Is dit tyd? Wonder jy wanneer hierdie goed gaan gebeur?
Glo jy dit nie? Twyfel jy in jou eie geloof, in jou eie redding? Is jy bang? Is jy onseker? Is jy geskok? Wat los dit by jou? Want dan moet 'n antwoord wees. In Jesus se antwoord, dan moet 'n respons wees, 'n reaksie wees op dit wat ek hoor. En Jesus se reaksie is, daar's 'n uiteinde. Hy gee vir ons tyd. Al hierdie tyd waaroor ons wonder, wanneer gaan dit gebeur, sê die Here, ek gee vir jou ekstra tyd, ek gee vir jou geleentheid om op die einde van die dag terug te kom na die waarheid toe, na dit wat ek vir jou kom sê en daaraan vashou. En Jesus is realisties oor die swaar kry en die rowwe tye, maar hy weet ook dat die ware kerk gaan oorleef. En ek dink baie keer is ons baie bekommerd daaroor. Die wêreld is besig om te kwyn en te bloei. Dis nie 'n geheim nie. Die geheim is Jesus Christus. Hy is die sleutel. En as ons aan hom vashou, dan moet ons weet dat hierdie wat ons nou sien rondom ons is eintlik wonderlike nuus, want ons weet dat dit beteken Jesus is op pad. En daar's so 'n mooi ding wat Stefan Joubert altyd skryf, en daai sinnetjie is my net so mooi van donker, dit gaan altyd donker raak. Iewers te raak het donker, aan die einde van die dag raak het donker, ons gaan moet iewers te slaap, maar die Here wil ons veilig by die huis kry voor dit donker is. En dis die goeie nuus vir ons wat gelowiges is. Hy gee vir ons hierdie waarskuwings, want hy wil ons veilig kry by die huis voor dit donker is. Daar's lig, daar's hoop in hierdie tye. Want behalwe dat hy hierdie profetiese rede gee, is Jesus ook 'n priester in hierdie gedeelte. Hy gee nooit die slegte nuus sonder die goeie nuus nie. Hierin kom sê hy ook vir ons dat ek gee om en ek kom bemoedig jou. Ek kom sê vir jou, soos dit slegter gaan, is dit beter vir die kerk, is dit beter vir die gelowiges. En hoe is dit beter vir die gelowiges? Dink as ons vandag na ons kerk kyk, hier is nou so 'n lekker kaal kol hier vanmôre, so ek kan nou sê, waar is die mense wat gewoonlik hier sit? Verlede jaar of 'n jaar voor dit moes ons stoele indra, want klomp mense het kom sit en kry nie plek om te sit nie. Baie Sondae dan sit hier nou so kaal kol en niemand is hier nie. Vir ons is dit baie hartseer, want ons kry nie finansies nie, ons inkomste is af, ek praat en niemand luister nie, dit is sleg vir ons. Ons het oop stoele en ons is hartseer. Ons lê in die nagte wakker en wonder, waar is die mense? En eintlik kom sê die Here vir ons, dit gaan nie oor kwantiteit nie, oor die getalle mense wat hier instap nie, maar oor die tipe mense wat hier uitstap. En eintlik is dit sulke wonderlike nuus om te weet dat al word die kerk kleiner, al kom minder mense na die erediens toe of na die mense wat hier sit, wil die waarheid hoor en wil die pad stap. En dis wat die Here voorspel ook. Dat daar gaan baie mense wees wat nie wil luister nie, wat nie wil hoor nie, wat nie ontvanklik is nie. Maar die wat verdiep, wat nader aan die Here beweeg, dit is die waarvoor wat hy vir ons sê, dis die kwaliteit wat tel, meer as die kwantiteit. Daai verdieping wat in ons lewe moet plaasvind. En net soos wat tyd nie vir ons bepalend moet wees van wanneer dit gaan gebeur en op watter uur dit gaan gebeur nie, moet getalle ook nie vir ons bepalend wees nie, want ons weet die kerk gaan kleiner word. Die Here het gesê, daar gaan soveel mense wees wat nie wil hoor nie, wat nie wil luister nie, maar die wat verdiep en wat verder wil gaan, is op die einde van die dag die wat gered gaan word. En ek dink, minder is nie noodwendig slegter nie. Dit moet ons vir mekaar ook sê. Minder is nie noodwendig slegter nie, maar dit is hoe verdiep ek en hoe verander ek. Ons is die getuienis en deel van die geskiedenis waarvan Jesus praat hier in Markus ook. Ons is deel van daai getuienis om te sê, daar's hoop en ons byt vas en ons druk deur tot die einde. Die dinge wat Jesus voorspel het, wat al reeds gebeur het en ook gaan gebeur. En daarom is die tekens van die tyd nie altyd negatief nie. Dis ook positief, dis ook goeie nuus en dis rigtingwysers van Jesus. Baie van ons kyk terug, ek kyk terug na verlede jaar het die 300 mense gesit. Of ek kyk na die toekoms toe van, hoe gaan ons dit maak? Die Here sê vir ons, kyk nou op. Dis wat ons moet doen. Kyk nou op en verdiep jouself in hom. In alle omstandighede, goed of sleg, hou die oog op hom. As ons terugkom na daai tyd toe, en tyd is een van die woordjies wat verskriklik belangrik is in hierdie teksgedeelte in Markus. In vers 3 sê hy, net soos die disippels wil weet wanneer. In vers 21 sê hy, daardie tyd. Watter tyd? Watter tyd praat hy van? Ons wil weet wanneer. Wanneer gaan dit gebeur?
Vers 32, niemand weet wanneer nie. Iewers anders in die Bybel sê hy, soos 'n dief in die nag. Die dag en die tyd ken ons nie, laaste dae. In Daniël het hy gepraat van voorspelling van daar gaan dinge kom in daai tyd. Wat 'n tyd? In Handelinge het hy vir sy disippels gesê, dis nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hoekom het hy dit vir hulle gesê? Want daar's werk. Dit gaan nie oor wanneer dit gaan plaasvind nie, dit gaan oor, jy is nou hier. Kyk op en doen jou werk, wees 'n getuie. En almal van ons wat hier sit vanmôre is getuies. En dalk doen ons nie ons werk so goed nie, en dis hoekom daar nie meer mense bykom nie, maar die Here gee vir ons 'n geleentheid om te sê, hoe doen ek my werk goed genoeg? Hoe is ek getuie? En daarom sê hy vir jou, bly hier. Dit gaan nie oor wanneer nie, dit gaan oor wat doen ek nou en hoe reageer ek op hierdie boodskap wat ek gekry het. Om terug te kom na ons tema vir die jaar toe leef en beweeg, die kerk se rol bly nederig te wees en bold te wees, dapper te wees. Nederig om te sê, ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie. Ons ken nie al die antwoorde nie. Ons weet nie wanneer die tyd is nie, maar bold om te sê, ek is dapper en ek stap die pad en ek gee die getuienis. Ons moet iets doen. Ons kan nie sit en niks doen en sê, laat dit maar net verbygaan nie. Dit vra 'n reaksie van ons. So vanmôre is dit die boodskap waarby ek wil uitkom. Wat is jou reaksie of jou respons? Op al hierdie dinge wat jy gehoor het, Markus 3 wat ons gelees het, wat gaan in jou gedagtes? Hoe moet jy reageer? Want dis wat die Here sê, wat baie meer belangriker is as die tyd, is ons response time, is ons reaksie op wat hy vir ons gesê het. In die Titanic is daar baie lekker stories, en nog een storie wat julle seker ken, wat mooi hierby aanpas, is dat daar 'n pastoor haper op die Titanic was in daai tyd gewees. En hy het nogals, terwyl die reis aan was van die Titanic, het hy oral op die dek rondgegaan en mense probeer evangeliseer, vir hulle die getuienis probeer gee en hulle probeer ooreed om na die Here toe te kom, en min mense het eintlik na hom geluister want hulle was besig om op hierdie plesierboot te wees, wou nie graag die storie hoor nie. Tot die Titanic op die punt was wat hy wou sink, Haper het sy dogtertjie wat 6 jaar oud was saam met hom gehad op die boot. En toe hulle nou op die reddingsbootjies moet begin gaan, kon hy natuurlik saam met haar gaan, want jy stuur mos nou nie hierdie arme dogtertjie alleen op die boot nie, maar hy het haar laat gaan en hy het oral rondgeroep en gesê, vrouens en kinders en ongelowiges, klim op die bootjies. Want hy het hierdie krisissituasie, hierdie verdrukking en hierdie ding wat nou gaan gebeur gesien as 'n manier hoe, ek is gered, ek is alright, maar daar's mense wat nog hierdie storie moet hoor. Die tyd is nou, dis 'n geleentheid vir my om hulle nader aan die Here te bring. En hy het sy dogtertjie op hierdie bootjie gestuur en soveel as moontlik mense probeer kry om te gaan. En in daai tyd het hy nog mense probeer evangeliseer, is jy gered, kry jou hart reg, dis nou die tyd om vir die Here jou hart te gee. En op die einde van die dag het hy in die water beland en die mooi getuienis word vertel deur 'n Webb, die ou se van is Webb, wat oorleef het, wat sê hy dink hy was die laaste convert, die laaste ou wat sy hart vir die Here gegee het, wat uit Haper se hand uit Haper se evangelie uit wat hy verkondig het. Want terwyl hulle in die water was en Haper yskoud besig was om te sterf, het hy op hierdie ou afgekom en hy sê vir hom nog, terwyl hy daar aan 'n tak hang, is jy gered? En hy sê nee, ek glo nie. En so het hulle uit mekaar uitgedryf en uit webe hom uitgekom en hy het vir hom gesê, is jy nou al gered? En hy het gesê nee, nog steeds nie. En op die ou end van die dag het Haper in die water verdrink en hierdie ou het aan die ander kant uitgekom en hy het sy hart vir die Here gegee en gesê, dit het hom net so aangeraak dat iemand bereid was om dit te kan doen. Dis wat ons veronderstel is om te doen in die eindtye, in die dinge waarmee ons moet besig wees. As daar 'n aardbewing, as ek nou gaan sê, hier gaan 'n aardbewing vandag hier plaasvind, wat gaan ons doen? Ons gaan hardloop, ons gaan vlug, ons gaan iets doen, ons gaan nie net sit en wag vir die aardbewing om te gebeur nie. Die tempel is verwoes in Jerusalem, in 70 na Christus. Dit beteken daar sekere dinge wat ons in ons lewe moet regkry, want die volgende aardbewing is op pad, die einde, wat Jesus daar voorspel. En steeds gaan mense net aan
Maak hulle asof niks gebeur het nie. Ons moet ten minste 'n gedagte en 'n bewustheid hê dat die Here enige tyd kan kom. Dis vir my so mooi, iemand het in hierdie week gesê, as jy weet, jy het volgende Vrydag 'n vergadering, 'n belangrike vergadering, moet jy ten minste weet, die Here kan kom voor daai vergadering. Dink ten minste daaraan. Voor jy vir daai koffieafspraak gaan, voordat jy na daai plek toe gaan, voordat jy op daai vakansie gaan, voordat jy daai toets gaan skryf, wat ook al gebeur, het ten minste die gedagte dat die Here kan kom voor daai ding gaan gebeur. En hoe laat dit jou voel? Dis hoekom ek aan die begin gevra het, wat gaan in jou gedagtes aan as jy Markus 3 hoor? Gaan daar iets aan? As jy niks gedink het nie, dan hoop ek jy kry 'n middagslaapie in, dat jy wakker genoeg is om aan iets te kan dink. Dit moet iets in jou losmaak, jy moet aan iets dink. Ten minste 'n gedagte hê. Ten minste 'n gedagte dat jou geld gesteel kan word as jy nou winkel toe gaan. Wat doen ons? Ons hou ons handsakke vas. Ons knyp hom vas, ons kyk, ons is op die lookout vir iemand wat naby kan kom. Want ek het ten minste weet ek, daar's 'n moontlikheid dat my goed gesteel gaan word in die mall. Daar was gister so 'n hysteriese vrou in Woolworths. Sy praat verskriklik hard. My selfoon is gestel, iemand het aan my selfoon, wie kan my help? Ek moet my man bel. En toe is die selfoon later, lyk my in die handsak, maar julle Woolworths het stil gestaan om vir haar te help. Mense wat eenvoudig net nie antwoord nie. Julle weet hoe voel dit as jy 'n WhatsApp stuur. Jy kry nie eers 'n duimpie terug nie, nê. Dis soos 'n no-go, nê. Ek het vir Enrico gelukkig gesê sy verjaardag het nie eers 'n duim teruggegee nie. Sorry. Ja. Hy het 'n chocolate kom haal vanmôre. Hy was aan hier. Maar jy kry nie eers 'n duimpie, jy kry nie eers 'n respons, 'n reaksie. Daar's net niks. Niks. Dis net soos dood. Sorry dat ek jou nou op ek kan dan met jou spot. Jy's net nie gefeesie. Daar's net no reaction. Wat is jou reaksie? Hoe reageer jy vanmôre op hierdie nuus wat die Here vir ons kom gee? Die Here plaas ons in 'n hot seat. Dis hoekom hy voorspellings maak soos hierdie. Dit moet 'n warm stoel wees wat sê, "Wow, verdrukking, verwoesting." Dit moet jou beweeg. Ons moet aanhou beweeg. Ons kan nie net rustig sit en gemaklik wees en niks gebeur in ons lewe nie. Jesus plaas ons gereeld in 'n verdrukking en 'n verwoesting en 'n swaar kry. En dis hoekom die kerk 'n plek moet wees van swaar kry. Ons struggle hier. Ek moet in die nagte wakker lê oor hoekom kom die mense in die kerk toe nie en hoekom is die stoele nie vol nie, want in daai swaar kry weet ek dat dit is waar die Here my wil hê. Hy wil my beweeg. Hy wil met my nuwe gedagtes in my kop kry. Hy wil my aanmoedig. Hy wil my aan die gang hou. As almal hierdie plek vol gesit het, het ons waarskynlik rustig gesit. As ons inkomste gekry het wat ons nodig het elke maand, het ons waarskynlik rustig terugoor gesit. Klomp geld uitgegee op nonsens. Dit hou ons op ons tone. Dit hou ons op ons tone wanneer dinge nie altyd uitwerk soos wat ons dit wil hê nie. Wat gaan jy doen? Om terug te kom by die laaste gedeelte. Markus 13 vers 32 tot 37. Niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seun nie, net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam. Slegte tye gebeur, verdrukking kom, verwoesting, mense gaan nie na jou luister nie, die kerk gaan nie vol wees nie, die inkomste gaan nie kom nie. Wees op jou hoede, wees waaksaam, dat dit 'n liggie in jou laat aangaan. Omdat jy nie weet wanneer die tyd daar is nie, dis soos 'n man wat ver weg gaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat jy nie weet wanneer die huiseienaar kom nie. In die aand of middernag of met hanekraan of die môre vroeg nie, sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Nou, om terug te gaan na daai vraag toe, as jy vanmôre gesê het, tyd, wanneer gaan dit gebeur, is dalk die vraag wat by jou opgekom het, maak dan tyd. Maak dan tyd. As jy in die oggend 3 uur moet opstaan, of 5 uur moet opstaan, of ekstra tyd in jou dag moet inkry, of tyd moet maak om by die kerk uit te kom, of tyd moet maak om met iemand te gaan praat, maak daai tyd. Maak daai tyd as tyd jou krisiswoord is. As twyfel jou woord was, as vrees jou woord was, doen iets daaraan. As vrees dit is bekeer en glo en stap die regte pad, as jy die hele tyd bang is of jy gered is of nie weet nie. As jy onseker is, kry sekerheid. Gaan soek die waarheid. Daar's werk vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit, moet 'n respons hê op wat die Here ook al die vraag wat op jou hart geplaas het. En ek wil afsluit. Hierdie tyd wat ons lees,
moet 'n dringendheid in ons bring. Nie wanneer, môre of oor, net, dit is dringend. Dit is dringend. En daar's sekere voorbereidings wat ons moet tref. En vanmôre om te dink, baie van ons slaap dalk nou vanmôre, ek sien nou nie iemand wat toe hier sit nie, maar baie ander slaap dalk by die huis nou nog steeds vanmôre. En ons raak aan die slaap, elke nou en dan. Raak ons lou, ons raak flou, ons raak minder energiek en passievol en minder gedrewe en minder dringend. En ek het so 'n paar vrae op die bord wat jou dalk op jou tone kan hou. As jy dalk bietjie vervlou het in jou geloof of vervlou het in die dringendheid. En ons baie meer. Dink 'n bietjie hieraan. Hoe werklik was God vir jou hierdie week? Hoe seker is jy van God se vergifnis en liefde? Voel jy regtig sy teenwoordigheid in jou lewe? Is die skrif vir jou deesdae lewendig en aktief? Is daar sekere Bybelse beloftes wat vir jou baie belovend en gerusstellend was hierdie week? Voel jy God daag jou uit en roep jou na iets deur sy woord wanneer jy dit lees? Is God se genade vir jou meer tasbaar as voorheen? Is daar dalk in jou hierdie toenemende sonde of hierdie pyn of hierdie hartseer, maar ook terselfdertyd hierdie toenemende behoefte aan God se genade? Ietsie in jou moet beweeg. Al het jy nie die antwoord nie. Al weet jy nie of jy reg is nie, maar jy moet begin worstel en jy moet begin woeker. Wees ten minste wakker hierdie week en hê 'n antwoord. Al beteken dit jy moet gaan soek vir iets of jy moet met iemand moet gaan praat. Wees alert en slim en awake. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre opnuut kan besef dat U soveel keer vir ons in hierdie teksgedeelte sê dat ons op ons hoede moet wees, dat ons moet regop sit, dat ons op die hot seat is, dat ons nie net moet vervlou en sê ag ek hoor hierdie van die eindtye en ek hoor van verwoesting en verdrukking, maar so gaan ons maar aan nie. Ons moet ons oë op Jesus gefokus hou en dit beteken dat ons elke dag 'n geleentheid kry om ons lewe reg te ruk en om gefokus op hom te wees en op sy evangelie en wat hy gekom het om te doen. Elke geleentheid elke dag is 'n geleentheid wat ons kan oorbegin, nuut begin, wat ons die woord kan versprei. Here, mag ons wanneer ons Bybel lees, wanneer ons kerk toe kom, wanneer ons met mense praat, wanneer ons 'n vergadering het, wanneer ons eksamens skryf, wanneer ons toets skryf, mag ons ten volle bewus wees dat U enige dag kan kom. Dat U daar by ons is, maar dat ons weet ons lewe op daai randjie van die hier en van die toekoms. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Ons weet nie presies wanneer U gaan kom nie. Maar Here, ons weet dat U hier is en dat daar 'n werk is om gedoen te word. Mag ons oë oop gaan, ons ore oop gaan. Mag ons op die punt van ons stoel sit en mag ons tone wikkel en kriewel om te weet ons moet antwoord. Ons moet 'n reaksie hê op dit wat ons lees in die Bybel. Dit moet ons roer, dit moet ons beweeg. En mag ons daarom 'n kerk wees, al is ons klein, al is ons min mense, al is ons bekommerd oor waar is die mense, waarheen gaan hulle betaal nie hulle kollektes of hulle tiendes, hulle gee nie debietorders nie, ons is besig om te kwyn. Here, weet ons dat al is ons min ook, en ons is besig om te verdiep en by U waarheid te staan, dan is ons besig met die regte dinge. En is ons besig om daai bootjie te stuur na die eindtyd, wanneer U gesê het, daar gaan soveel mense wees wat nie belangstel nie, wat nie deel is nie, maar daar gaan soveel wees wat aan die waarheid vashou en wat die uitverkorenes is, wat saam met my gaan opgewonde wees oor die eindtye. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, Here, alleen uit U genade. Amen. Ek wil gou vra dat 'n paar van julle kan kom help met kollekte. Ons sit nou weer die kinders ook terug in die kerk, so as hulle 'n mandjie wil kom vat, sal dit goed wees. Baie dankie.